Goeiemôre. Baie welkom. Het is lekker om julle almal hier te sien. Al is dit nou net vir die beesterd, is dit ook goed, solank julle hier is. Ek dink baie mense is hier net vir die beesterd, is ook reg. Van die meeste tyd moet meer beesterd maak, dan kan meer mense, ek graag. Baie welkom, is regtig lekker om julle almal vanmôre te sien. Dit was 'n besige week vir 'n klomp, en op hierdie stadium raak dit nou nog meer, ek wil nie sê besig nie, maar uitdagend, want ek weet die hoërskool begin môre, met hulle môre begin môre met die eksamen, en die laerskool is ook besig met hulle laaste voorbereiding, want hulle eksamens begin ook een van die dae, so aan al die ouers, en die oumas, en oupas, en tannies, en ooms, wat nou met eksamen kinders by die huis sit, baie sterkte, en innige meegevoel. Ek deel julle pyn, kwadraat. Ek het een wat eksamens skryf, en ek het een wat moet eksamens laat skryf. Ja, so ek beweeg dit nou van twee kante af. Gelukkig is ek ontslae af. Nou ons het vandag, ons sluit vandag af met Pinkster, dis vandag Pinksterfees, en ons het verlede Sondag daarmee begin, en toe ons nou deur die week met die oordenkings wat ek uitgestuur het ons nou 'n bietjie saamgekuier rondom die Lectio Divina gebruik. Ek hoop dit het vir julle waarde gehad, en vandag wanneer ons nou daarmee afsluit, saam met die nagmaal, gaan ons vinnig heel aan die einde, gaan ons vinnig dit gou weer saamvat, tot ons almal net weer op dieselfde bladsy kom. Maar voordat ons nou verder gesels daaroor, kom ons begin deur lekker saam te sing, ons twee lofprysingsliedere, die 258 vreugdevolle tyding, ons sing daarvan verse 1 en vers 3, en dan lied 442, verse 1 en 2, Gees van God wat in my woon, en dan sluit ons af met ons aanbiddingslied, lied 164, ook vers 1 en 2, ons is almal hier te saam, ons sing dit al drie staande. Ons
Saam met die beeste ete vanmôre nou na die erediens word die looitjies ook getrek, of die looitjie getrek, vir die gelukkige wenner van die slagos. En daar sommer ons volgende beeste ook, ten minste een daarvan. Ons het vanmôre nagmaal, en ek wil sommer nou al reeds net die praktiese reëlings daar rondom tref. Dit is gebruiklik hier by ons ook dat kinders welkom is om die nagmaal te gebruik, mits die ouers daarvan oortuig is dat die kinders weet waaroor dit gaan. En as daar enige ander besoekers is wat vanmôre hier is, wat nie noodwendige deel is van ons gemeente nie, maar wat wel die vrymoedigheid sou hê om hulle eie gemeente die nagmaal te gebruik, is julle welkom om dit saam met ons ook te vier vanmôre. Ons gaan dit so doen, dat ons gaan dit alles eers uitdeel, en wanneer ons dit uitgedeel het, dan gaan ek die brood instel, dan gaan ons almal saam die brood gebruik, en dan gaan ek die wyn instel, en dan gaan ons almal saam die wyn gebruik. Volgende week het ons bestuur en beplanning vergadering, maar knoop dit asseblief van jou oor vas, die wat nou almal daarbey betrokke is. En dan het ons ook volgende week die deurkollekte vir die diens van barmhartigheid, en die week daarna, of nie die week daarna, die 7de het ons kerkraadsvergadering. Ek wil tog vra dat julle asseblief nou al reeds in gebed vir ons al voorbereiding doen vir die vergadering, en dat julle asseblief dan nou daarom nou al reeds sal kennis neem daarvan. Ons het verjaarsdae en dan nou natuurlik name by die voorbereiding. Die name by die voorbereiding is dan nou nog steeds op hierdie stadium oom Sarel, en dan tannie Kotie van Jaarsveld en Marius Kotse. Dan wil ek vra dat julle asseblief 3 name sal bysit. Die eerste is dan nou Pieter Rousseau, wat hierdie week ingaan vir 'n operasie. En dan tannie Rika Hofman, sy het geval en Boeta is nou met haar op pad hospitaal toe. So asseblief aan haar dink. En dan ook Eloise se pa, oom Johan Meyer. Dit gaan ook glo nie baie goed met hom nie. Asseblief met daardie 3 name bysit. Dan het ons nou verjaarsdae hierdie week. Dinsdag verjaar 3 Anna Mart. Verjaar Dinsdag, Anna Mart. Hoe oud is jy? 21? Hoe oud is jy Dinsdag? 15. Wel, dis al amper 21, so baie geluk met jou verjaarsdag. En dan Andrei Dannen, is hy hier? Hier sit hy, die kant. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n baie wonderlike dag. En dan ook Armand, hy is hier. Armand, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons het net nou ook al vir hom gesê met sy geluk met sy verjaarsdag. En dan die 27ste verjaar en Adrian, daar die kant, asseblief. En dan Maria Pretorius, is sy hier? Sy is nie hier nie. Is daar iemand wat haar sjokolade asseblief vir haar sal vat en waar sal gaan aflaai deur die week? Iemand? Enige iemand? Haar diaken? En dan die 28ste verjaar, Amanda Potgieter. Ek het haar ook nie gesien nie. Wie sal haar sjokolade vir haar vat asseblief? Dankie, Dida. En dan Hendrikus, baie geluk met jou verjaarsdag, ek voorlê. En Sebastian, hy is nie hier, ek het hom nie gesien nie. Sy pa sal sy sjokolade vir hom vat asseblief, of sy ma, enige een van die twee. Ek
Ek hoop elkeen van julle wat verjaar hierdie week, dat julle 'n baie wonderlike dag sal hê, en 'n mooi week, en 'n wonderlike mooi jaar. Dis al die afkondigings. Dankie dat jy uitgedeel het. Ons fotum vanmôre is Psalm 70. Hy het net hierdie verse 1 tot 6. Lees saam met my. Vir die musiekleier van Dawid ter herinnering. O God, red my. Here, kom my gou te hulp. Laat hulle wat my lewe soek beskaamd en verleë staan. Hulle wat my teenspoed begeer, teruggeduins en verneder word. Laat hulle wat sê, aha, aha, omdraai oor hul skande. Mag almal wat u soek, hulle verheug en in u bly wees. Mag hulle u verlossing liefhet, voortdurend sê, God is groot. Maar ek is magteloos en behoeftig. O God, haas u na my. U is my hulp, my bevryder. Here, moenie taal nie. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing as toetrede terwyl ons nou na die Here nader in voorbereiding om sy woord te ontvang, sing ons nou lied 278, hoor ons bid, o Heer, ons sing dit weer. Ons is nietig, en as dit nie vir u is nie, sal ons soos grassade in die wind weggewaai word. En daarom kom ons na u toe, as gelowiges, Here, as u kinders, en vra ons dat u, soos wat ons weet, u reeds doen, vanmôre ook dan met ons sal kom moeite doen, dat u vir ons, met ons sal ontdeel, dit wat u op u hart is, dat ons werklik sal ervaar dat u met ons kom praat. Want ons weet dat u is hier teenwoordig. Ons is nie hier sommer per toeval. Ons is hier, Here, omdat u dit so bestem het. U het met elkeen van ons 'n afspraak vanmôre en ons weet u is hier. Daarom kan hierdie afspraak nagekom word. Here, in afwagting wil ons vir u vra. Kom praat met ons. Ons luister graag. Amen. Ons teks vanmôre is Johannes hoofstuk 4 en ons lees verse 27 tot 34. Dis die laaste gedeelte waar Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet, die vrou by die put. Dis die laaste gedeelte daarvan. Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat.
tog het niemand gevra, wat wil u van haar my hê nie? Of, waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te eet gebring nie. En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Ons lees tot sover. Ons gaan vanmôre verwys na beide hierdie twee tekste. Die een is nou die Psalm wat ons nou gelees het as fotum, sowel dan ook as hierdie gedeelte uit die Evangelie van Johannes. Nou, wanneer ons dink aan Lectio Divina, soos wat ons nou hierdie week oor gepraat het en dis meer, dan het ons mos nou vir mekaar gesê, dan begin die Lectio Divina by stil word. Om net bietjie af te skakel. Om net bietjie alles vir 'n oomblik of twee een kant toe te skuif en te sê, Here, ek raak nou stil, ek raak nou rustig in u teenwoordigheid. Eintlik oefen ons Lectio Divina tot 'n groot mate elke Sondag. Elke Sondag wanneer ons onsself onttrek van alles daar buite, tyd maak om, al is dit nou saam met mekaar, tyd maak om in die teenwoordigheid van die Here te kom stil. Niks anders te doen nie, net te luister. Ons praat ook met die Here en ons aanbid hom ook deur lofprysing en aanbidding en gebede en die offers wat ons vir hom bring. Maar die punt bly dat ons onsself onttrek en stil word. En hierdie Psalm gee vir ons 'n baie goeie gebedsraamwerk. Nou, ons almal ken die Onse Vader en ons almal ken die Onse Vader as basies die riglyn, soos wat Jesus dit vir ons uiteensit oor wanneer ons bid, veral wanneer ons dit gesamentlik doen ook, dan is dit nou min of meer die volgorde, as ek nou wil sê, van dit waarmee ons moet besig wees wanneer ons bid. Maar hierdie Psalm gee vir ons 'n baie goeie gebedsraamwerk ten opsigte van ons eie behoeftes wanneer ons met God praat. Die eerste is nou natuurlik, soos wat ons nou stil raak en met God begin praat, is om te onthou. Om te onthou wie God is deur dit wat hy vir ons doen. En as ons nou onthou, dan onthou ons in ons eie persoonlike lewe, boonbehalwe vir dit wat ons weet wat die agtergrond is in ons geloof, soos byvoorbeeld die heilsgeskiedenis, die Here se pad met Israel, en ons onthou die wonderwerke, en ons onthou die kruisiging en die opstanding, en ons onthou die bemagtiging aan die kerk, sodat die kerk Jesus se werk wat hy hier begin het, sal voortsit ensovoorts. Onthou ons ook ons eie persoonlike verlossing, ons eie persoonlike heilsgeskiedenis, die pad wat die Here met my gestap het, tot nou toe. Het sy dit nou deur die geskiedenis is, of deur my eie familie se verhaal is, of dit nou my eie persoonlike verhaal is, ons onthou. Onthou, wie is God deur dit wat hy gedoen het. En omdat ons onthou wie God is, daarom verbind ons onsself opnuut weer aan hierdie God. Hier in die Psalm sê Dawid, Here, as dit nie vir U is nie, sal ek nie bestaan.
En omdat ek weet wie U is, en op grond van die feit dat ek wel bestaan, want U doen met my moeite, daarom kan ek nie anders nie, as om myself weer van voor af aan U te verbind. As ons onthou wie God is, op grond van wat hy gedoen het, en sy openbaring ook nou natuurlik aan ons, en ons erken dat God die ganse ander God is, kan ons nie anders nie as om te sê, Here, U is anders. En U red my. Dis U wat vir my lewe gee. Slegs op grond van daardie feit weet ek dat ek bestaansreg het. En daarom kan ek nie anders nie. Ek is so dankbaar vir wie U is en vir wat U doen. En uit hierdie dankbaarheid uit, daarom verbind ek myself weer van vooraf. Amen. En terwyl ek myself aan U verbind, smeek ek, Here, moet nie opgee op my nie. Moet nie nou stop met dit waarmee U besig is. Want ek verbind myself aan U op grond van die feit dat U self die eerste aan my verbind. Dink vir 'n oomblik na aan die doop. Die doop is nie die oomblik waar die babietjie hier hardop staan en belydenis van geloof doen en sê ek is bekeer en wat. Nee. Dis die oomblik waar God deur die simboliese handeling van daardie sakrament homself van ons verbind. En dan leef ek my hele lewe en ek word groot in hierdie verbintenis, die verbond. En daarom elke keer weer wanneer ek tot hierdie besef kom, soos die psalmdigter, dan verbind ek myself weer aan die Here deur te smeek dat die Here sal aanhou om te doen dit wat hy tot nou toe gedoen het en besig is om te doen. En Psalm 70 is daarom dan 'n baie goeie raamwerk vir 'n skietgebed. As jy stil word, al gebruik jy dit voor die tyd om stil te kan word, wanneer jy stil word, so met jou Lectio Divina, dan is hierdie gebed 'n baie goeie gebedsraamwerk om net jou te help of om stil te word, of wanneer jy stil word, om jou gedagtes te rig, sodat jy kan aangaan met die res van die proses. Om te hoor, om te luister, om te reageer, om te beleef en om dan uit te leef. Nou, as ons nou na die evangelie kyk, en ons sê, want dis waarby ons vandag stil staan, is dit wat ek uit my Lectio Divina uitkry, hoe leef ek dit, is natuurlik die beste voorbeeld altyd om na Jesus se optrede te kyk. En hoe leef ek dit? Nou hierdie is, soos wat ons Psalm 70 gekry het as die gebedsraamwerk, is hierdie die raamwerk wat ons kan gebruik om dan te leef. En ons is geneig om baie keer te dink, okay, maar Jesus is God. Dis half onregverdig om te kyk na Jesus as ons moet dink hoe ons moet leef, want Jesus was perfek en dis meer. Ja, dit is so. Jesus is God. Jesus is perfek. En juist daarom was hy die perfekte offer. En die enigste een wat die perfekte offer kon wees. Maar Jesus was steeds volledige mens. Die Johannes Evangelie, al die evangelies het 'n spesifieke doel, hoekom hulle die evangelie geskryf het en hoekom hulle hom geskryf het, soos wat hulle hom geskryf het. In Johannes Evangelie beklemtoon Jesus se goddelikheid. Maar selfs in die Johannes Evangelie, waar Jesus se goddelikheid beklemtoon word Jesus
ook geskets as 'n mens. En Jesus, soos ons, was onder kwaai druk. Ons almal weet, alles wat gebeur het tussen hom en die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetsgeleerdes en dis meer. En die mense wat hom nie wou aanvaar, nie wou erken nie. Mense wat hom weggewys het, afgewys het, wat van hom 'n bespotting gemaak het. Afgesien van die wonderwerke wat hy gedoen het en die gelykenisse wat hy vertel het en al die goeders. Afgesien van dit alles, was daar nog steeds ongelooflik baie druk op hom. Boonbehalwe vir die vervolging en die verwerping, selfs nog voor die kruis en die smeer, was hy onder druk om die heeltyd te wees wie hy bedoel was om te wees. Jesus was volledig mens, afgesien van die feit dat hy God was. Jesus was volledig mens. En daarom was die druk om die heeltyd perfek te wees, om die heeltyd goed te wees, om die heeltyd die regte voorbeeld te wees. Daai druk was verskriklik hoog op hom. Net soos ek en jy. Ek en jy het die heeltyd hierdie druk op ons, om reg te leef, om die regte keuses te maak, om reg op te tree, om 'n ambassadeur van God te wees. In elke situasie. Ons kry dit nie noodwendig reg soos wat Jesus dit reg gekry het nie. Ons is meer mens. En daarom swyg ons soms onder die druk. En wat maak Jesus met die druk? Jesus vou nie onder nie. Maar dit is Jesus. Onthou, Jesus het ook moeg geword. Soos wat ek en jy doen vir die druk. Jesus het ook moeg geword vir alles wat na sy kant toe gekom het, sonder dat hy dit verdien. Soos wat ek en jy ook van mening is, dat 'n klomp goed na ons toe kan toe kom, wat ons nie noodwendig verdien nie. Goed, waaroor ons nie beheer het nie. Jesus het ook honger geword. En nie net, soos wat hy hier vir hulle probeer sê het, nie net vir lekker beeste, maar hy het honger geword vir geestelike kos. Hy het honger geword om weer bietjie op 'n goddelike manier gevul te word met dit wat hy nodig het, sodat hy kan aangaan, sodat hy met hierdie moegheid kan kou, sodat hy dit, al hierdie druk wat hy ervaar, sodat hy dit op die regte manier kan hanteer. En wanneer Jesus dan nou vir hulle sê, maar ek het kos waarvan julle nie weet nie, dan is dit wat hy vir hulle probeer sê. Dat ouens, ons het brood nodig, ja, maar soms is ons honger om geestelik weer 'n bietjie gevoed te word, om te kan aangaan, te midde van die druk, te midde van die feit dat ons so moeg word. Daai kos wat ons kry, om daai honger te stil, is meer as net brood. En dit word dors, geestelike dors, sodat ek weer uit die oorvloed wat God vir my gee, kan gaan uitdeel. Ek is honger, sodat ek kan koop. En ek word dors, sodat ek kan gaan uitdeel. En daarom is daai water, lewende water, dit wat ons by Jesus kry. Nou is die vraag, as jy nou jouself in daai situasie indink, hoe sou jy opgetree het? Kom ons skets net gou weer die situasie. Die Samaritane is die Israeliete se grootste vyande op daai stadium. Hulle direkte bure. Met die groot opdrag,
gaan verkondig in Jerusalem, in Judea, Samaria, aan die vyande en dan aan die wêreld. Nou praat Jesus met 'n Samaritaanse vrou, hulle vyande. En Jesus praat met 'n vrou, wat op daai stadium, soos wat julle weet, totaal ongehoord is. Nommer 1 is hy 'n man. Nommer 2 is hy 'n rabbi, 'n leermeester. Eintlik praat rabbies en leermeesters slegs met mense op hulle selfe vlak of met hulle eie disippels, nie eers met ander mans wat nie op hulle vlak is. Maar nou praat Jesus met 'n Samaritaan en hy praat met 'n vrou. Dit is totaal ongehoord. En dit net omdat die disippels hom nou vir 'n oomblik gelos het. Nou kan julle vir julleself dink. Wat sou gebeur as 'n man en 'n vreemde vrou daar iewers een kant sit en gesels? Nou kom of ander mans of 'n ander vrou daaraan. Nou weet hulle, daai twee hoort nie met mekaar nie. Wat is van die eerste goed wat deur hulle gedagtes gaan? Jong, hoekom praat daai man? Laat ek gou sê vrou vir jou, of hom sê, wat gaan hierso aan? Nee? Onmiddellik is daar 'n klomp afleidings wat gemaak word. Gevaarlike afleidings. Want dit hoort nie so. Vir verskeie redes. Sommige daarvan dalk geldig en sommige daarvan minder geldig. Nou kom die disippels daar. Jesus het daar by die put gaan sit want hy's dors fisies en hy's honger fisies. Nou het die disippels gaan kos haal. Nou kom hulle terug. Nou is Jesus onder hierdie druk want hy ontmoet hierdie vrou en te midde van die feit dat hy daai stadium totaal uitgeput was, weet hy dat hy aan hierdie vrou die evangelie moet bedien. Die koninkryk moet bedien. En hy doen dit. Op 'n vreemde manier, maar hy doen dit. Want hy weet dat boonbehalwe vir my fisiese honger en dors, het ek ook geestelike honger en dors wat ek nou op hierdie manier gevoed en gestil kan kry, deurdat ek iemand anders bedien. So nou moet jy jouself die vraag afvra. As jy in die skoene van die disippels was, en jy kom op hierdie vreemde toneel af, hoe sê jy opgetree? Jy moet nou nie al heilig en vroom dink nie. Jy sou onmiddellik afleidings gemaak het. Ek vra nie hoe moes jy, is jy veronderstel om te tree. Ek vra hoe sou jy opgetree? Of, as jy Jesus is, heeltemal moeg, uitgeput, keelvol, nou is daar hierdie vrou, en jy weet die waarheid van haar. Sy kom oor jou pad. Hoe sou jy opgetree? Sou jy haar bedien het? Of sou jy op daai stadium gesê het, nee, nie nou nie. Nie nou nie. Of as jy die vrou was, en jy weet jy is 'n Samaritaan, en hierdie is 'n Jood, en jy weet, jy ken jou eie geskiedenis, en hierdie is 'n man en dis 'n rabbi, hoe sou jy opgetree? Wat doen Jesus? As ons nou dink oor leef, wat doen Jesus? Jesus ignoreer die druk, sy honger en dors. Want hy weet dat sy roeping, en die roeping wat op hom gelê is baie groter
is nog 'n geleentheid. Hoekom doen Jesus? In vers 34 sê hy, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Want Jesus weet, dat hy op hierdie stadium, as hy hierdie geleentheid aangryp, op 'n manier gevoed gaan word, wat selfs die lekkerste beeste nie kan doen. Hy weet, is onder druk en hy's moeg. Daarom het hy juis nodig om nou op te tree. Juis wanneer hy moeg en uitgeput is en onder druk is. Juis dan deel hy die evangelie. Psalm 40 vers 9 sê, om u wil te doen, o God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Hoe kry Jesus dit reg? Te midde van die druk. Hoe kry hy dit reg om dit te ignoreer, sodat hy dit kan doen? En Psalm 40 vers 9 deel geword van sy lewe. Om u wil te doen is my hele lewe. Ons het so baie ander afleidings. Ons het so baie ander gedagtes wat geneig is om ons weg te lei van ons oorspronklike skepingsdoel. Ons raak so besig met ons eie dinge. En dan natuurlik het ons al hierdie verskonings daarvoor. Ons bely die woord. En deel van die woord in Hebreërs 9 sê, ons moet mekaar daartoe inspireer om na die erediens toe te kom. Maar ons self is daartoe geneig om 411 miljoen en 1000 en nog 30 verskonings te kan uit en hoekom ek nie kerk toe kom. Hoekom ek nie die erediens bywoon. Ek glo in Jesus, wat in dieselfde Bybel staan, maar in dieselfde Bybel staan, ek moet dit doen, maar daai gedeelte pas van nie, want ek het te veel ander afleidings. Die gesprek met die vrou was die kos wat hy nodig gehad het. En sien, hieruit moet ons raak sien, dat juis wanneer ek wil verskonings uitdink, om nie te doen nie, om nie die regte ding te doen nie, of nie die regte manier op te tree nie, of nie die evangelie op daai stadium uit te deel nie, of nie kerk toe te gaan nie, juis dan moet ek dit doen. Juis dan moet ek dit gaan leef. Want juis dan sal ek kry wat ek nodig het. Op 'n goddelike vlak. Juis dan gaan ek brood en water kry wat ek nie voorgebruik het. En Liturgie Divina gaan jou help daarmee. Dit is hoe 'n mens die Bybel lees en dit leef. En vorm jou lewe. As jy dit ordentlik doen, dan is dit die begin van die grootste avontuur in jou geestelike lewe wat jy ooit ervaar.
Lectio beteken, ek raak stil, sodat ek ontvanklik raak vir die proses wat God nou met my wil begin. Dan lees ek die teks, en ek hoor dit wat God deur die teks vir my wil sê. Dan natuurlik luister ek. Ek luister na God. Nie dit wat ek wil hoor nie. Hoor en luister na wat God wil sê. Dan reageer ek. Dan praat ek met God. Eers nadat ek hom gehoor het en na hom geluister het, dan praat ek. Dan beleef ek. Letterlik om God te geniet. Wanneer ek God geniet en ek het gehoor en ek het my hart met hom gedeel, ons het mekaar se harte met mekaar gedeel, dan leer ek by hom sodat ek hom kan volg as 'n disipel. Ek gaan leef dit. Ek inkarneer God se woord in my lewe. Ek hoop jy oefen dit in en dat jy ervaar hoe dat hierdie avontuur jou lewe verander. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die Lectio Divina ingestel het en vir ons gee as 'n stuk toerusting om U te ervaar en daaruit te kry wat ons nodig het, sodat ons dit wat ons ervaar kan leef. Dankie Here dat die nagmaal juis een van die maniere is om ons dit ervaar. Ons raak stil wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons onthou, ons hoor dit waarvoor die nagmaal is. Dan luister ons dat die betekenis daarvan wel vir ons iets beteken. Ons sê vir U dankie dat ons dit kan gebruik met die behoefte dat dit sal deel word van ons lewe. Dan geniet ons dit, die feit dat die nagmaal 'n feesmaal is. Dan gaan leef ons uit dit wat ons hier by die nagmaal ontvang. Dis die pad. Dit is wat U vir ons gee. Help ons Here om